Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vanaand se titel is Trump slaan terug teen die VN, teen Somaliërs, teen Davos. En as ons praat van Davos, dan verwys ons natuurlik na die Wêreld Ekonomiese Forum wat oor 2 weke in daardie Switserse oord gaan plaasvind. Maar voordat ons nou daarby kom, wil ek jy ook uitnooi om bietjie na ons boeke te kyk hier onder op die winkel. Kyk gerus na ons boeke en bestel 'n boek en jy kry dit binne 24 tot 48 uur afgelewer landwyd teen 'n taamlik geringe bedrag. En ons bedank natuurlik almal wat tot dusver die kanaal ondersteun het deur 'n boek te koop. Nou ja, tans sien ek so veral natuurlik in die Afrikaanse media is daar taamlik kritiek teen Trump, en daar word ook die jongste argument wat ek teekom is dat daar word gesê dat daardie Afrikaners wat hulle plaaslik met Trump assosieer, word deur hom besmet. En uiteindelik gaan Trump verwyder word of hy gaan sy ster gaan verskiet. Hy gaan wegkwyn of hy gaan nie uiteraard vir die grondwet om nog 'n termyn as Amerikaanse president te verkry, maar Trump gaan uiteindelik net in skande vergaan, en daarmee saam gaan al hierdie Afrikaners wat hom nou in ons land ondersteun het en aangepor het, gaan hulle saam met hom gestigmatiseer word en verguis word, en daar gaan 'n smet aan hulle kleef, soos wat die smet van apartheid eens op 'n tyd aan Suid-Afrika gekleef het. Nou, dit is natuurlik een siening van die saak, waarmee ek nie noodwendig saamstem nie, want soos ek al voorheen op hierdie kanaal vertel het, die Trump-revolusie in Amerika, dit is nie net een man wat dit dryf nie, daar jare lank al woed daar opstand teen politieke korrektheid, teen feminisme en teen die soort onluste en misdaad en geweld wat in die VSA plaasvind onder gewone mense, en daardie mense het nou in opstand gekom deur vir Trump te begin stem. Maar daar is ook ander elemente wat na vore kom tans, en dit is dat sekere kommentators beweer dat Trump in stryd verkeer met die reste van die Britse Ryk, wat ek persoonlik 'n baie interessante gedagte vind. Nou sopas het Trump die VSA onttrek aan 66 internasionale organisasies, waaronder die Wêreldgesondheidsorganisasie, die UNESCO, die VN se kulturele en wetenskaplike organisasie, en 'n sweterjoel ander internasionale organisasies. Want ek dink ons kan begryp, en ek dink Trump het dit natuurlik ook ingesien, dat omdat Amerika die wêreld se grootste ekonomie is, dra hy die meeste persentasie gewys tot hierdie organisasies by, en selfs tot die VN se hoofkantoor in New York natuurlik. Maar daardie forums word gebruik om Amerika, en veral nou onder Trump, gedurig te kritiseer en te beledig en en uit te skel, en dus het Trump tot die logiese gevolgtrekking gekom dat hy wil nie langer hierdie organisasies ondersteun nie. En daarbenewens beperk hulle ook eintlik Amerika se soewereiniteit. Want soos ons gesien het oor die afgelope paar weke, veral met die episode daar in Venezuela, het eien Trump 'n nuwe soewereiniteit toe aan die Verenigde State van Amerika. En die land begin in sy eie belang optree.
Ja, as ons nou dink aan die geweldige korrupsie wat daar ook in die VSA plaasvind en veral wat deur linkse organisasies, dan het jy waarskynlik opgemerk oor die afgelope week of 10 dae, was daar 'n groot skandaal in die deelstaat van Minnesota rondom Somaliërs wat sogenaamde dagsorgsentrums en ouetehuise bedryf, maar daar's geen kinders in die dagsorgsentrum nie en daar's ook geen bejaardes wat in die ouetehuise of dan sentrums vir bejaardes aangetref word nie. Maar terselfdertyd verdien hierdie Somaliese besighede dan wat nie winsgewende besighede verdien miljoene dollar aan subsidies van die deelstaat van Minnesota. Trouwens die gouverneur van Minnesota, Tim Walz, hy het as gevolg van hierdie groot skandaal bedank. Ek sal sommer net so 'n stukkie speel van daar's 'n jong dame, selfs 'n meisie, haar naam is Angela Rose en ek het haar ontmoet so 'n paar maande gelede hier in Kempton Park en ons het later saam uitgery na meneer Dirk van Vuren se oord of waar hy omtrent 400 arm Afrikaners versorg en hulle van huisvesting en kos voorsien. En sy het toe daar onderhoude gaan voer, sy het ook 'n onderhoud my gevoer wat op 'n ander kanaal geplaas is. Ek sal moontlik selfs onder hierdie video die skakel na daardie onderhoud plaas sodat jy dit kan bekyk. Maar sy het toe ook ek sommer net so 'n paar, so 'n minuut of wat van haar onlangse YouTube video speel waar sy ter plaatse gaan ondersoek instel het na hierdie korrupte sogenaamde liefdadigheidsorganisasies in Minnesota. Hier kom dit nou. The Luring Center. Can I stand here? Not children. Where's the senior citizens? It's a great thing there are no children there. You won't believe how dark their past is. In this video, we will visit more sketchy Somalian businesses in Minneapolis, like the Nokomis Daycare Center that welcomes toddlers and claims documents were stolen from them, and this Salama Adult Daycare that I thought I was getting along with so well. In the morning, breakfast, fruits, everything I'm eating. Until the police rushed to the scene with lights and sirens, all because I asked a few questions. And this Huyo daycare with Democrat political signage and a creepy catchphrase. It says learning starts from the womb to the tomb. I also interviewed people visiting the Luring Center and saw how the Somalian community is getting along with the locals. Over there. Stop stealing my tax dollars. You tax dollars back now? Good morning, guys. It is freezing cold here at the Luring Center. This sign is fixed now. It's a little bit smushed into the center. And ja, daar was natuurlik op al hierdie YouTube video's sien daar 'n teken, hierdie teken waarna sy daar verwys verskyn wat veronderstel is om 'n learning center te wees en dan staan daar leering center. So met ander woorde hierdie mense wat die Somaliërs wat die studiesentrums vir kinders of wat ook al bedryf, hulle kan self nie eens spel nie. En dit is maar hierdie skandaal wat daar oopgevlek is in Minneapolis en in die staat van Minnesota, dit is blykbaar groter as die bruto nasionale produk van Somalië. Blykbaar is die bruto nasionale produk van Somalië ongeveer $8 miljard, terwyl daar is $11 miljard verduister in Minnesota. En meneer kort daarna, onlangs het die sekretaris van die tesourie in die VSA, meneer Scott Bessent, aangekondig dat hulle voortaan 'n globale ondersoek gaan loods na al hierdie nuwensgewende organisasies in die VSA
wat soveel ruim subsidies van sommige state ontvang en wat dan met daardie geld gedoen word. Want ek dink, want een van die dinge hoe dit natuurlik werk is sulke geld wat verduister word dan gekanaliseer na linkse organisasies toe wat betogings hou en wat mense aanhits om geweld te pleeg teen gewoonlik blanke Amerikaners en hulle besighede. En ek dink selfs Elon Musk het nou onlangs op X so 'n klein video geplaas waarin hy daaroor praat en hy sê wat gebeur, hy het ook verwys na meneer George Soros wat natuurlik ook 'n rol gespeel het om die ANC aan bewind te bring in Suid-Afrika en waar hy sê net maar $10 miljoen in een of ander nie-regeringsorganisasie sal belê of hy sal vir hulle geld leen of wat ook al en dan op grond van daardie $10 miljoen ontvang hulle dan $1 miljard van ander bronne af, van groot maatskappye, van die staat, van die deelstate in Amerika en dan uiteindelik vat George Soros weer sy $10 miljoen terug, maar intussen het hy 'n hele $1 miljard gegenereer wat nou vir allerlei linkse politieke doeleindes gebruik kan word. En ons weet natuurlik Trump het ook natuurlik die USAID ook gesluit, maar in ons eie land het USAID R50 miljoen per jaar bestee om ook linkse organisasies en kommentators soos Christie van der Westhuizen onder andere te befonds. En Trump is besig om toe te slaan op al hierdie praktyke in die VSA en dit het ook 'n regstreekse gevolg op ons, want ek dink vandat USAID se geld nie meer Suid-Afrika te vloei nie, ja, het ons 'n bietjie meer van 'n sê in Suid-Afrika. Ons word nie net oordonder deur al hierdie hysteriese linkse mense nie. En dan blykbaar die volgende oor 2 weke of selfs bietjie minder as 2 weke vind daar weer die jaarlikse vergadering in Davos, Switserland van die Wêreldekonomiese Forum plaas. En Trump gaan blykbaar 'n hele span mense soontoe neem, onder andere vir Scott Bessent, die sekretaris van die tesourie, maar hy neem omtrent sy hele kabinet soontoe saam. En dit gaan blykbaar 'n opskudding veroorsaak en Trump beplan een of ander groot aksie daar teen die Wêreldekonomiese Forum en hulle pogings om natuurlik van lande beheer te neem en 'n soort globale regering ingestel te kry. Dus dit is ook iets wat ons baie sterk moet dophou. Maar as ons nou dink aan hierdie gedagte van die voormalige Britse ryk wat eintlik agter die skerms nog steeds besig is om dinge te manipuleer, dan maak dit nogal sin wat baie mense nou deesdae besig is om te sê. Want ons weet oor dekades heen het die Britte die Amerikaners gemanipuleer om op bepaalde plekke, soos in die Midde-Ooste, in Irak en elders, weet in Afghanistan, selfs Sirië, dit is alles voormalige Britse kolonies, waar daar nog steeds belange van Brittanje betrokke is, en daar kry hulle die Amerikaners om militêr in te meng. En die Britte is ook daar iewers op die agtergrond, maar dis die Amerikaanse belastingbetaler wat uiteindelik daarvoor moet instaan. En dan is daar nog 'n ander baie donker verhaal waarvan 'n mens al meer en meer hoor, en dit is dat want ons weet dat Trump hy wil ook die dwelmprobleem in Amerika hokslaan. En veral die invoer van fentanyl en ander middels wat blykbaar 300,000 Amerikaners per jaar doodmaak. En volgens sommige berigte van die Amerikaanse veiligheidsdienste, sodra hulle nou 'n dwelmnetwerk volg, dan vind hulle uit dat uiteindelik die geld vloei tot in Kanada. En as dit eers in 'n Kanadese bank is, dan
loop die spoor net daar dood. Met ander woorde, 'n klomp van hierdie dwelmgeld, miljarde dollar, word gewas in Kanadese banke en daar is een of ander ooreenkoms ook tussen die Kanadese banke en die Britse banke in Londen. En iemand maak ontsettend baie geld uit hierdie dwelms en veral dan ook die was van die dwelmgeld. En dit is een van die aspekte wat Trump besig is om op te volg en blykbaar is Trump nou amptelik in stryd met Brittanje en met al hierdie duistere magte agter die skerms wat vanuit Londen werksaam is. En dit is dus 'n baie interessante gedagte. As ons ook dink hoe ons eie land oor baie jare deur die magte in Londen gemanipuleer is en ook benadeel is, want uiteindelik was die ANC eintlik maar net 'n Britse terreurorganisasie met 'n hoofkantoor in Londen, wie se geld ook gewas is deur die Anglikaanse kerk. Also, miskien het jy my vorige video gekyk waarin ek verwys na die NG Kerk, maar en ja, ander kerke in ons land wat so dekadent raak. Maar natuurlik die Anglikaanse kerk was nog altyd regstreeks betrokke by die politiek in Suid-Afrika en die was van geld vir terreurdoeleindes in die verlede wat Suid-Afrika betref het. Dus as Trump besig is om op te tree teen die reste van die Britse Ryk wat daar in Londen gekonsentreer is en wat blykbaar baie sterk invloed uitoefen by baie van hierdie internasionale organisasies. Trouwens, 'n klomp van die internasionale organisasies is opgerig deur die Britte as 'n manier vir hulle om steeds hulle invloed in die wêreld te laat geld. En as Trump besig is om dit teen te gaan, ek dink dan kan ons hom net ondersteun. Want ek dink hy gaan ons bevry, hy gaan nasionale soewereiniteit weer terugbring en hierdie soort skadu-agtige globale regering onder Klaus Schwab van die Wêreldekonomiese Forum en al die duistere figure wat 'n mens daar aantref, hy gaan dit dalk regkry om hulle mag te beperk en om die hele spul dalk in duie te laat stort. En sodat volkere weer hulle vryheid kan herwin in die wêreld. En ek dink meneer Trump het nog steeds die belange van Afrikaners op die hart. Sy program vir die vlugtelinge is nog steeds oop en ons weet dat meneer Boesel gaan binnekort sy amp opneem hier in Suid-Afrika as Amerikaanse ambassadeur en hy is iemand wat al van 1987 af die ANC beveg het en die sogenaamde anti-apartheidsbeweging. Dus meneer Brent Boesel sou nie gekies gewees het deur Trump as hy nie daarmee 'n spesifieke boodskap wou uitstuur nie. En as soveel mense in ons land dan dink dat Afrikaners deur meneer Trump se welwillendheid gestigmatiseer word of besmet word of slegte reputasie kry, dan is dit maar tot daarna toe. In elk geval, ek het nog altyd gesê al vir jare lank dat die Afrikaner het 'n slegte reputasie en daar's niks wat ons daar kan doen nie. Die Swede en die Nederland en Kanada, ja, Kanada veral. Hulle het miljoene dollar aan propaganda uitgegee in die 70er en 80er jare om ons volk swart te smeer in die wêreld. En dit is nie iets wat 'n mens sommer oornag ongedaan kan maak nie. En daarom moet ons maar net aanvaar. Ons het 'n slegte reputasie en ons gaan nog vir 'n lang tyd 'n slegte reputasie hê, maar laat dit ons nie verhoed om op te tree, om te dink, om onsself te laat geld nie. Kyk maar na die Russe. Hulle het ook 'n slegte reputasie in die wêreld. Maar dit keer nie vir president Putin om in belang van Rusland op te tree en selfs oorlog te maak of wat ook al nie.
Trouwens, ek dink dat op 'n sekere vlak is daar 'n taamlike ooreenkoms tussen Afrikaners en die Russe, want ons is twee volkere wat al, sê maar, 2 eeue lank op een of ander manier in konflik met Brittanje verkeer. En die Britte, weet, het sy deur hulle films of boeke of wat ook al, het hulle ons nog altyd in 'n swak lig probeer stel, en hulle probeer hulle invloed natuurlik hier uitoefen, en nie net probeer nie, hulle kry dit baie goed reg. Daar is soveel sogenaamde Suid-Afrikaners in ons land, sowel Engels as Afrikaans sprekend, wat uiters lojaal teenoor Brittanje verkeer. En as hulle moet kies tussen die Afrikaner saak en die Britse saak, dan kies hulle die Britse saak. En ek dink dit is 'n groot deel van die probleem in Suid-Afrika, is dat ons nog altyd vanuit die buiteland beheer is en gemanipuleer is. En daarom het ons nou in meneer Trump nogal 'n taamlike goeie voorbeeld, want hy is besig om sy eie land se soewereiniteit voorop te stel, en hy is besig om van sy vyande, van Amerika se vyande ook, aan te vat, reg oor die wêreld. En hy kyk op 'n baie nugtere manier daarna, en hy wil ook korrupsie, soos hierdie Somaliese kwessie in Minnesota, hy wil dit ook slaan. Dus, ek dink ons gaan nou 'n tamelike opwindende jaar beleef, met president Trump steeds aan die stuur, en ek dink nie ons moet ons te veel steur aan al die negatiewe publisiteit in Suid-Afrika, wat daar rondom Trump woed nie, en jy weet, al die manier waarop hy sleg gesê word, en Amerika sleg gesê word. Kyk, ek dink ons moet natuurlik altyd ons afstand handhaaf, en ons gaan nie noodwendig saam met alles wat die Amerikaners doen, of meneer Trump, of alles wat hulle sê nie. Maar ek dink vir die eerste keer in dekades het ons 'n vriend in Washington, en ons moet dit op prys stel, en ons moet ook, ek dink op allerlei maniere probeer om dit te bestendig. En sodoende kan daar dalk nog 'n wonderwerk in ons land plaasvind, en kan ons dalk op 'n dag ook daarna uitsien om van korrupsie en wanbestuur en slegte regering bevry te word. Nou ja, as jy tot hier geluister het, dankie vir die aandag, en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en kyk gerus weer na ons boeke. Ons sal binnekort ook met die res met vanjaar se boekprogram aanvang neem, maar as jy nog nie van ons boeke aangeskaf het nie, maak gerus so. Tot volgende keer dan, sê ek totsiens.